Hi almal, baie welkom by die video deur die Bybel in 333 dae se 2-weeklikse incheck video. Vandag wil ek met jou gesels net bietjie oor waar ons tans is op hierdie Bybelreis sover en ook wat voorlê vir ons. Nou, ons het 19 Januarie het ons amptelik afgeskop met dag 1 van die reeks en ons is nou amptelik 'n maand alreeds op reis. Ek hoop dat dit sover vir jou verrykend is, dat jy kon baie geleer het sover en bovenal gegroei het in jou verhouding met die Here. Dis ons hart en begeerte bovenal van hierdie reis saam. So ons trek tans by amper die einde van Exodus en amper die einde van Hebreërs ook. So ek hoop dat veral die boek Hebreërs vir jou perspektief en verryking kom gee het oor die verstaan van iets van die Ou Testamentiese offers en wette. Ek besef dis 'n klomp goed wat gelys word daar, veral in Exodus en dan Levitikus gaan dit dalk nog meer word en in Numeri ook, maar dat jy sal veral die boek Hebreërs in perspektief hou die heeltyd, om te besef hoe hierdie goed in mekaar inval, en hoe Jesus gekom het juis om die vervulling te kom bring van hierdie wette en offers. Veral wil ek jy moet oplet oor die volgende paar hoofstukke in Hebreërs wat ons gaan deurwerk, wat kardinaal van belang is om te verstaan die groter prentjie van ons reis saam met die Here en hoe die Ou Testament ook vervul word deur Jesus Christus vir ons lewens. Dan wat voorlê is natuurlik Levitikus volgende week en dan ook volgende week gaan ons afsluit met Hebreërs en weer begin met die Evangelie van Markus. Deel van hierdie reeks kom ons weer die Evangelie op saamreis in hierdie tyd ook is ter voorbereiding vir Paasnaweek. Eerste naweek in April is Paasnaweek en ons wil graag ons hart en gedagtes kom instel op die lewe, die bediening en die offer en opstanding van Jesus Christus in hierdie tyd van Maart maand wat voorlê ook. So ek wil jou nooi om saam met die reis met ons te loop ook rondom die Nuwe Testament wat so belangrik is om vir ons perspektief te gee en konteks te gee van ons geloofsreis saam met die Here. Ek wil ook 'n addisionele hulpbron saam vir jou stuur binnekort met die naam Lectio 365. Dis ook 'n hulpmiddel wat jou kan help net rondom die gebedsgedeelte en die hartsvoorbereidingsgedeelte van jou Bybelleesplan. Ons het van die begin af gesê dat hierdie gaan net oor Bybel te lees nie. Dit gaan oor 'n verhouding met God te kan bou en te kan versterk. So 'n hulpmiddel soos Lectio 365 is 'n audio ding wat jy kan luister, 'n app. Jy kan luister ook byvoorbeeld voor jy Bybel lees of in die aand in jou tyd wat jy voor jy gaan slaap as 'n tipe van ook 'n refleksietyd. Maar gaan kyk bietjie na hierdie hulpmiddel as dit jou kan help. Addisioneel is dit iets wat ek ook aanbeveel vandag. En dan sien ons uit ook na hierdie naweek mag jy beleef die seën van die Here met jou, sy teenwoordigheid, sy Heilige Gees betrokkenheid met jou en volgende week verder te reis ook, saam rondom die afsluit van Exodus en van Hebreërs en die begin van Levitikus en Markus. Lekker naweek vir jou.